Dankie dat julle kyk vandag en ek waardeer dit en die video gesels ek net so 'n bietjie oor die refugee goeders en gee maar net so 'n bietjie en naby aan die einde van die video is daar 'n lekker aanmoedigingkie. So ek het net regtig gevoel ek moet iemand aanmoedig en ek deel maar net daar so ietsie so kyk tot die einde. Don't quit. Geniet op. Yes ouens, ek wou maar net vir julle hallo sê en 'n goue video maak oor die refugee status in Amerika en updates en goed wat gebeur hierdie laaste paar maande en baie van julle vra vir my, hey, wat gaan aan, Jacques? Ek werk self in Amerika op die H2A program. My vrou het nou hierdie jaar saamgekom op die H2B program. 3 jaar gevat, maar baie dankbaar. Bly my skepper kon my daar 'n bietjie uitsort en 'n deur oopmaak, so ek is baie dankbaar vir dit. Ouens, so nog steeds is daar nie regtig veel nuus in terme van, okay, hier is die refugee program. Kom oor, bly daar, bring jou vrou en kinders. Dis wie mag kom. Dis hoeveel mag kom. Ons weet nog nie die fyn detail nie. Kyk asseblief nou, as jy tyd het of na die video, kyk in die deskripsie van die video. Is 'n link na South African Chamber of Commerce in Amerika. So hulle stuur elke week 'n nuusbrief, of elke maand of wat ook al stuur hulle 'n nuusbriefie uit, wat dan praat ook oor die refugee status en wat jou dan dadelik nou sal in kennis stel wanneer die program geaktiveer word. So maar huidiglik ouens, weet ons nog steeds nie veel nie. Ons is in die donker. Die president van Amerika het ons nou die ding geteken, oom Trump, en dit was 'n executive order, so almal het nou gedink, dinge gaan nou gebeur, maar dit gebeur nou ongelukkig nie so vinnig nie, en ek weet, baie mense praat oor die refugee program en asylum. Ouens, ek wil net vir julle sê, daar's 'n verskil tussen refugee status en asylum. Jy kan net asylum vat as jy in Amerika is. So, ek wat nou in Amerika is, ek kan nou na die ambassade toe gaan en sê, hoor jy, ek soek asylum. Ek wil nie terug gaan na my eie land toe nie. Maar ek gaan myself bietjie in die voet skiet, want as jy op asylum is in Amerika, dan kan jy nie werk vir 'n hele lang ruk nie, en jy kan nie goed doen nie, en so, dit is die verskil. 'n Refugee program is waar jy dan jou land kan verlaat om jouself te hervestig in 'n ander land, en dan val jy in die program in, die refugee program wat die land aanbied. En Amerika is redelik gekeer, hulle doen dit al vir baie jare, hulle is gekeer om refugees te vat. Elke staat het 'n non-profit organisation wat met refugees werk. Al daai goed moet nou natuurlik bietjie weer hersien word en in plek gesit word, en ek meen, imagine nou ouens, ons wil nou almal oorkom as refugees Amerika toe, hier kom nou 500,000 mense. Waar gaan almal geplaas word? In watse staat gaan almal geplaas word? Almal gaan nie na dieselfde staat toe kan gaan nie. Miskien kan ons nie aan die begin kies nie. Miskien kan jy, as jy 'n refugee is, oorkom, maar jy moet nou maar gaan waar die program jou dan nou maar inslot en waar jy jou ding kan begin. So, die van julle wat nou nie goed weet nie, ek dink ek het dit in my vorige video genoem, is dat 'n refugee, as 'n refugee, okay, obviously verlaat jy nou jou land, en jy gaan nou nie op en af en heen en weer vlieg tussen Amerika en Suid-Afrika nie, want ek bedoel, hoekom wil jy 'n refugee wees? Want jy wil nie in jou land wees nie, want jy word vervolg, of die omstandighede is nie gunstig daar om dan nou te bly nie. So, met ander woorde, as jy oorkom as 'n refugee, moet jy ten minste weet, ouens, jy gaan dalk vir 'n hele paar jaar, 3 of 4 of 5, nie terugkom na Suid-Afrika toe nie. Is dit 'n prys om te betaal? Ja, natuurlik. Ek dink is 'n goeie idee. Ek bedoel, as wanneer hulle hierdie ding nou eventually launch, wat ons nie weet wanneer nie, dink ek is 'n goeie idee. Mens kan dalk vir 3 of 4 of 5 jaar sacrifice, maar as jy jou groenkaart het, onthou nou, hier is die hele ding. Hoekom ek hou van die refugee program is dat die groenkaart, daai gesogte groenkaart. Ja, baie ouetjies kom oor, jong ouetjies kom oor Amerika toe, werk op die H2A program, ontmoet 'n girl, trap haar vas, baby, okay, trou met die girl, groenkaart. Okay, dis ook nou nie so maklik nie, maar dit is baie maklik om dan nou, wat ek nou eintlik altyd vir die jong ouers bietjie aanmoedig, en ouens wat nog nie getroud is, wat hier in Amerika is nie, ek bedoel ouens, gryp die geleenthede wat daar is, verstaan, so, maar as 'n refugee en jy kom nou oor, dis hoe dit nou gewoonlik werk, jy kom in die land in, hallo Amerika, hallo North Dakota, South Dakota, Georgia, waar ook hulle jou plaas, hallo, okay, Jacques, jy en jou vrou gaan nou daar bly, daar's low cost housing, of daar's 'n cheap hotel, ons gaan jou daar insit vir 6 maande, ons betaal dit vir jou, en daarso is 'n plekkie waar jy kan gaan werk, ons moedig jou aan, asseblief, begin werk, en dan begin jy jou lewe. So, onthou nou, hulle wil nie, Amerika wil nie refugees vat wat hier gaan sit en niks doen nie. So, jy word aangemoedig om dadelik in die eerste plek, okay, cool, ons gaan jou help, Jacques en jou vrou, julle wil nou refugees wees,
cool, ons help jou, ons slot jou in die refugee program in ons staat, is daai company, of daai non-profit organisation, werk saam met hulle, hulle verstaan nie julle storie, hulle gaan julle help, met julle behuising, en blyplek, en transport, of wat ook in die geval mag wees, en jy word aangemoedig om so gou as moontlik daar te begin werk, en dan, wat great is van die refugee program in Amerika, is dat, binne die eerste jaar, wat jy nou klaar werk, jy is al bietjie op jou voete, jy het nou uit die low-cost housing uitgetrek, jy het nou al jou eie plekkie begin hier, jy het 'n goeie werk, jou vrou en jy en die vrou werk, al kom inkomste in, en die refugee program in daai staat kan sien, hoor, yes, maar Jacques en sy vroukie, op hulle been, cool, Jacques, vroukie, julle kan nou na enige staat toe skuif, of as julle graag daar wil gaan bly, daar is ook werk, ons het hier 'n pos vir julle, wat ook al die geval gewees, en ons moedig julle nou aan, doen aansoek asseblief vir julle groenkaarte, ons sponsor dit, wow, ouens, dis wat ek sê, ek dink, daar gaan 'n baie groot voordeel wees vir baie Suid-Afrikaners. Wie gaan kwalifiseer vir die refugee program? Wel, is dit 'n kleur ding? Ek glo nie. Ek dink nie Donald Trump is 'n rassistiese tipe van 'n ou nie. Hy is redelik, ek bedoel, goeie ou, jy weet. So ek dink nie dis 'n kleur ding nie. Ek dink wie gaan kwalifiseer op die einde van die dag is ouens wat hulle self kan bewys. Hoorie, okay, hoorie, die wette is teen my. Ek kry nie werk nie of hier is die bewyse. Ek weet nie presies hoe dit gaan werk nie, soos ek sê, ek is self in die donker oor dit, maar maak dan nie saak nie. Kom ons sê die ou wat gaan kwalifiseer. Ekskuus, ek kyk die hele tyd so terug. Ek wag vir die flouter. Ek sou hier met die trok en die flouter is dan nog hier nie, maar ek dink hy is al besig al by 'n ander land. So, dis kom ek maar terugkyk en kyk of hy nie ingery kom nie. So jy word nou jy moet gekwalifiseer word as 'n refugee. Ons weet nog nie presies dit nie, maar ons weet wat in ons land aangaan. Suid-Afrika op hierdie stadium, soos ek al genoem het, die Titanic, hy sink, ek sal, jy weet, check daai ander video wat ek gemaak het oor die skip wat sink, en, maar ouens, weet julle wat? Ek weet die ouens wat my video's kyk, is middelklas en onder. Ons is die ouens wat die water trap, ons is die ouens wat die klei trap, vir ons is dit moeilik om te survive in Suid-Afrika. Ek word geslag, ouens, julle verstaan nie. Op my social media, ek kry boodskappe, ek kry goeters wat ouens vir my sê, ja, ek is 'n landsverraaier, ja, jy los jou landverraaier. Hey, ek kyk nou die dag, 'n ou sê vir my, ja, ek verraai my land. Ek dink inteendeel, ek glo nie dat, jy weet, ek is 'n global citizen, so ek is, jy weet, nie landsgebonde nie, maar in elk geval. Toe gaan kyk ek op hierdie ou se profile, wat hy doen en wie hy is. Toe sien ek hierdie ou se groot property developer. Snaaks sal die ou my content kyk, ek weet nie, asseblief, julle ouens wat baie ryk is en baie status het, moenie asseblief my content kyk. Ek moedig die lower en middelklas en die bottom feeders, dis ons ouens, nee, ons verstaan mekaar. So ouens, soos ek altyd gesê, die Titanic sink, die ryk, first class, upper class, hulle sien nie die skip sink nie, ouens, so ons, wat die onder, derde, vierde, vyfde, vrotklas, middelklas, ons trap die water, so, dis hoekom ons geleenthede soek, want my eie land bied dit nie vir my aan nie. So, ja, ek wil nie politiek gepraat het nou nie, maar ek bedoel, mens praat toch maar altyd daaroor, eventually, wat is besig om te gebeur. So, maar anyway, ouens, maak nou nie saak wat is jou politieke siening nie. Ek dink die refugee program gaan vir baie Suid-Afrikaners baie beteken. Maar anyway, check uit die website. Ek is nou klaar gepraat oor hierdie storie. Ons sal regtig, ouens, as daar 'n ding is, of daai ding val, en hulle sê, okay, right, dis nou sulke tyd, gaan ek julle dadelik laat weet. Maar check hier in die descripsie, daai website, en dan, daar's 'n e-mailadres hierso, né? Jy kan daai e-mailadres mail. Dit is nou die Chamber of Commerce in Amerika wat Suid-Afrika verteenwoordig. Hulle sal dan nou ook al hierdie e-mails en almal wat belangstel om refugee status te vat, sal hulle dan nou sê, hoor die ouens, checkie, so dit raak al hoe meer. Ek dink met die eerste belangstelling was daar redelik baie mense. Party mense praat van 60,000, party mense praat van 100,000, maar onthou nou, as 100,000 mense belangstel om 'n refugee status te vat, dit is nou die ou en sy vrou, en miskien 'n kiddie, of 'n pa en 'n ma, wat saamkom, so ek bedoel, gemaal daai met 3, 4, 5, ons weet nie, verstaan? Ek dink, en ek is dalk heeltemal verkeerd met my getalle, maar ek dink ons gaan 'n redelike klompie mense sien oorkom. Maar, ouens, weet julle wat, Amerika is groot, 360 miljoen mense, ons kan die hele Suid-Afrika hier kom neersit, daai impak, daai bietjie mense wat hier inkom, sal nie eers 'n baie groot impak hê nie. Dit sal, jy weet, dis as wat ek sê, mense moet bietjie na die groter prentjie kyk en dan gaan kyk na die getalle en gaan kyk na wat is besig om te gebeur in die wêreld, ouens. Soos ek sê, almal vir homself,
Jy moet jou eie besluite neem, maar onthou, moenie vergeet nie, ouens, gaan op jou knieë. Vra die liewe Vader, ons hemelse Skepper, Papa God, jou Vader is lief vir jou. Hy is lief vir my. Ouens, ek kan nie genoeg getuig nie. Ek kan nie genoeg video's maak om te vertel hoe goed God vir my en my vrou is nie. En soos ek sê, ons is deur moeilike tye, ons nog steeds, ons lewe nie gemaklik nie. Ons werk hard, ons moet operate, ons moet wheel and deal om te survive, maar die Here maak die deure oop. So as jy kyk en jy wil 'n geleentheid hê, bid daaroor. Vra Papa God, gaan op jou knieë, maak die kamerdeur toe of gaan stap in die veld, maak jou hart oop, sê net Here, hier is ek's frustreerd by die omstandighede, ek's frustreerd in my land, ek kry nie werk nie of die werk wat ek het is nie genoeg nie. Ek kan nie survive nie, Here, ek moet dit en dit en dit betaal. Weet julle wat, ouens, die Here weet dit al klaar, maar dit is net vir hom amazing as jy wat sy kind is na hom toe gaan en net sê, Here, help my. En dis wat ek baie doen, ouens. Elke dag nog, as ek hier in Amerika is en ek ry trokkies, of ek's in die lande, of ek wat ook al ek doen, as ek agter as ek hierdie trok se stuurwiel vashou, dan sê ek, Here, dankie. Dankie vir my CDL. Dit het my 4 jaar amper gevat om my CDL te kry. Ek het gebid daaroor elke jaar, baie gefail, baie toe deure gekom, maar toe kom die geleentheid. So, jare wat terug nou al. Daar gaan die deur oop. Yes, Jacques, like jou, hierso, vat, kom ek help jou, CDL, toep. Weet julle wat, ouens? En dis net die Here. Dit is niks wat ek doen nie. Ek's 'n normale mens, ek het foute, ek is glad nie, hoe kan ons sê, law-abiding citizen, perfekte model citizen nie. Ek is 'n mens, ek het foute. Maar my God het nie foute nie. My Skepper maak die deure oop. Hy maak vir jou deure oop. Ouens, kom aan. Ek raak so bly as ek 'n WhatsAppie kry of iemand stuur vir my 'n boodskapie en sê, Jacques, jou video's het my gehelp. Ek sit nou in Amerika, ek verdien dollars. Ouens, so en dit is net die Here. Ek meen, wat ek is en wie ek is as gevolg van hom, my Skepper. So, ouens, ek moedig julle aan, man. Julle moet maar net nie ophou nie, quit nie. Flouter is nog hier nie. Ons het nou nogal eintlik 'n kwai winderige dag hierso en selfs die koud daar, die wind waai hierso altyd redelik. Dis ook al hier's baie windwaaiers, kragopwekkertjies. Daai groot goeters. En ja, so ek sit maar in die trokkie en dis ek nou net excited om met julle 'n bietjie nuus te deel, maar ouens, ek waardeer dit. Dankie vir die van julle wat my channel volg op YouTube. Ek het nooit gedink toe ek die channel begin het ek sal ooit so baie mense kry wat jy weet sal belangstel in my twak nie. Belangstel in my gebabbel. Maar ja, ons almal het maar iets om te gee en ek dink dis maar partykeer maar vir my lekker om net terug te gee in woord en om die mense bietjie dalk net so bietjie te bedien met inligting en goeters en so ja, ek's excited en ouens, as julle hou van wat ek doen, share die video, like die video, subscribe, vertel 'n chommy van my, sal dit waardeer en ouens, gaan groot en onthou, vandag gebeur net een keer, maak dit amazing. En weet julle wat ouens, ek sê dit baie keer en ek dink, vandag is al wat ons het. Ek het daai ding het ek besef eendag, dit het my so hard geslat. Today only happens once, make it amazing. Daai ding het my tussen die oë geslat en ek het besef, dis al wat ek het, is vandag. Gister is verby. Ek kan niks aan gister doen nie. Môre is nog hier nie, maar ek kan nou vandag dalk ietsie doen om môre beter te maak of nie. Maar wat kan ek vandag doen? Today only happens once, make it amazing. Stuur maar vir my vrou 'n mooi boodskapie. Ek moet hoekom nou. Sy gaan nou vir haar license nou. American driver's license. En ek het 'n karrie, ons het 'n karretjie gekoop vir haar want sy moet nou op die H2B moet sy nou 'n karretjie of jy weet sy moet by die werk kom en ek kan nou nie elke dag haar op en af laai nie, maar anyway, sal 'n videoetjie maak oor dit, maar ouens, stuur net 'n boodskapie vir iemand, moedig iemand aan. Ek het dit nou al gesien in my lewe. Ek is ook maar partykeer 'n bietjie depressief en mens trap klei. Ja, as dit moeilik gaan trap 'n mens maar klei en mens raak negatief. Maar dit het ek besef. As ek iets goeds in iemand sien, dan sê ek dit. As partykeer sien mense ook nie iets goeds nie, maar gelukkig sien ek altyd iets goeds in iemand, maar dan sê ek vir hulle, "Yes, dis wow, yes, jy doen great. Jy is goed met dit of good job of ek stuur 'n boodskapie." Ouens, weet julle wat? Imagine nou, jy wat nou nog kyk, so lank uitgehou het en die video klaar kyk. As ek nou vir jou sê, imagine nou ek en jy is goeie vriende en ek sê vir jou, "Bella, Choma, broer, jy is 'n legend. Jy doen great. Trots op jou." Hoe laat dit jou voel? En dis wat ek agtergekom het. Dis kom ek elke dag probeer ek vir iemand laat goed voel. Ja, daar is daar wat ek glad nie goed opstaan nie, ek's negatief. Dit vat lank om hierdie engines te start. Jy weet, ek is glad nie 'n oggendmens nie, maar anyway,
Dis wat ek geleer het in die lewe. Today only happens once, make it amazing. Hoe kan ek dit amazing maak? Hoe kan ek vandag 'n verskil maak in iemand se lewe? En ouens, dit het my lewe baie verander om net aanmoedigend teenoor ander mense te wees. Ek weet dit is moeilik. Rarig, daar's mense wat ek in my lewe nooit weer wil sien nie. Daar's mense wat ek nooit in my lewe weer wil praat nie. Maar die mense of die wat in jou sirkel is, die mense wat oor jou pad kom, kyk bietjie wat gebeur as jy iemand net bietjie aanmoedig en net vir hulle 'n boodskapie gestuur of sê net, hey, jy doen great. En moet niks terug verwag nie. Moenie verwag jy ou gaan jy nou terug SMS of hulle gaan nou vir jou 'n boodskapie terugstuur en sê, "Ooh, dankie, nee. Moenie doen dit. Saai, maar verwag hy oes oor 'n hele paar maande. Ouens, cheers. Dankie dat julle gekyk het. Ek waardeer julle en ek hoop julle is nou 'n bietjie meer excited oor die lewe. Gaan groot.